julle, dis weer eens tyd vir mense en ons stories met Natasha Fick. Nou ja, dis vir my weer eens 'n voorreg om saam met jou te kan wees. Ek hoop jy geniet die stories, ek hoop jy geniet die programme en vertel jou vriende, vertel ook jou familie. Jy weet nie wie het nodig om hierdie stories te kan hoor. Nou vandag het ek 'n spesiale gas hier in die ateljee en sy naam is Bradley Solomons, eintlik evangelis Bradley Solomons, en hy is hier om sy storie te kom vertel. Hallo Bradley, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed self. Nee, dit gaan goed en dit is goed om vir jou vandag te kan hê. Ons het al 'n paar keer afgestel, Ja. maar hier is ons nou om jou storie te kan vertel. Nou Bradley, ek sê altyd, elkeen het 'n storie. En jy is vandag hier om jou storie saam met ons te kom vertel, jou groot storie, Amen. jou lang storie, Amen. oor wat die Here in jou lewe kom doen. So Bradley, vertel ons 'n bietjie die pad wat langs die Here vir jou gedraai het. Hallo eerstens, hallo aan almal wat ingeskakel is. Amen. Ek is Bradley Solomons, ek dien in Parkwood Christen Gemeente onder die leiding van Pastor Raymond Adams. Eerstens aan Natasha, dit is goed Amen. om vandag hier te wees saam met julle. Ek het 'n storie wat ek 'n agtergrond het van gangsterisme en drug abuse. En op 'n baie jong ouderdom het ek gaan soek buite na ek sal nie sê liefde nie, want ek het ouers wat my liefde bewys het en ouers wat bidders is en ouers wat die Here gedien het, maar die duiwel kom op 'n jong ouderdom. Ja. Kom hy in my lewe in en ek wil ook wie soos anders is. Ek wil invit by die crowd, ek wil invit by die vriende en die vriendekring wat ek mee het, en ek is betrokke by verkeerde dinge nadat ek weet dat ek het ouers wat die Here dien. Amen. En terwyl ek daar in die Parkwood wandel, want ek het in Parkwood groot geword, en ek sluit toe aan by 'n bende. En terwyl ek by die bende aansluit, gee hulle vir my dwelms om te verkoop, en so gaan dit aan van nou, alles is nou lekker. Ja. Jy kry niks op tyd, jy kry klere op tyd, jy kry alles, kry jy op tyd wat mammy en daddy nie vir jou net so wil gee, want you need to earn it, soos hulle sê. Amen. En terwyl ek alles kry op tyd, Isa, sê ek vir myself, nie dan die lewe is dan lekker, Isa. En terwyl ek 1920 word, trek ons na die kant van Hillview, daar agter in Lavendale in. En terwyl ons in Lavendale se kant te kom, word ek blootgestel daar ook aan 'n gang wat geaffilieerd is saam met die gang wat in Parkwood geopereer het. En ek is saam So met hulle manne. het tak om so te sê. Ja, hulle het dit. Ja, en ek is toe saam met hierdie manne en dinge gaan net lekker en ek werk my so ver op wat ek ook op 'n vlak kom wat ek opdragte kan gee, en ek begin te manne soos hulle sê uit te haal om iemand seer te maak of om iemand te gaan haal en so en almal hierdie dinge, en dinge gaan net lekker daardie oomblik, en dit gaan net vir daardie oomblik gaan lekker. En ek dink terwyl ek nou alles in plek het as ek is nou die ouers, ek is die man op die ouersbord, soos hulle sê. En na 'n beperkte tyd breek alles los. En die man wat ek moet begin te smokkel, hy wil toe nie weer met my in partnership is, en hy sê toe vir 'n ander mannetjie, hier's 'n R50,000, kom ons skiet hierdie man dood. En die man wat my moet skiet kom na my toe en hy rig die vuurwapen na my toe, maar wat hy sien is, ek sê vir my toe, nee man, jy kan nie vir jou skiet nie, omdat ons albei is van Parkwood. En hy skrik toe wat hy nou vir my moet skiet, en hy los toe, en vir sommige mense sal dit wees dat dit is lak, maar ek kan vandag kan ek sê dit is genade. Ek ken genade, ek het genade kom ondervind, eerste hand het ek het kom ondervind, en ek is so bly vir die Here vandag, dat nadat almal hierdie dinge nou plaasgevind het, dien ek in die man wat my moet doodskiet, dien ons saam die Here. En mense kan nie verstaan nie, maar dit het nie daar opgehou nie, Natasha. Wat toe verder gebeur is dat ek gaan dieper in hierdie ding in, en ek begin te vir myself 'n naam te wil bou, ek begin te smokkel, en my vrou wat dit my girlfriend is, en sy het ook maar baie swaar, die alles gekom, want as ek nou hier op die ander kant skiet, dan moet sy weer die vuurwapen vat, en sy moet hardloop, en almal hierdie dinge word nou, die duiwel bedien ons met almal hierdie dinge, het is lekker, en het lyk vir alle, as die duiwel vir jou pizza print, en dan lyk het vir jou as mooi, en terwyl ons nou besig is met almal hierdie dergelike dinge, word ek betrokke in kardiefstal.
wat ons wit mense soos hulle sê driveway hijacks doen. As ons jou in jou driveway kry, hijack ons jou, vat vir jou kar, ons sit vir jou in die boot in, hou vir jou vir ongeveer 3 tot 4 dae. Van ons weet jou daily limit is maklik hier by 10-15.000 rand. Ons voed jou, ons gee jou water en ons doen allemaal hierdie dinge. En wat vir my wat vir my na uitstaan is dat in hy oomblikke, jy kan wie is. Daar is wat die gees van die Here jou aanraak om vir jou te sê, luister, jy is verkeerd man. Maar nou ons het nie aggeslaan in die moment nie. Van ons soos ek altyd sê, in die tyd het ek hierdie stem van die Here geërken nie. Ek het nie gebied, die is 'n ander stem wat met my praat, wat nou met my onderhandel nie. En ek slaan nie agter op hierdie stem nie. En dinge gaan net aan, ek word betrokke in kardiefstal, ek word betrokke in allemaal hierdie dergelike dinge, en terwyl ek vir my 'n naam bou, met smokkelry en allemaal hierdie dinge, breek al die jal los. En een dag, die oggend, ek sal het nooit vergiet, die 23 July 2009 sal ek nooit vergiet nie. Die oggend kom ek by my girlfriend en ek kom by haar en die polisman wat die broer moet soek. Die duivel bedien my, die duivel bedien my. Hy sê vir my dat hierdie man is besig met jou girlfriend. En die polisman wat aan diens is, word gestiek met 'n skroedrywer. Hy is aan diens en die steek hom en die tik vertel vir my, hierdie man is besig met jou girlfriend. En terwyl alles losbreek, polisie het saam my vir 'n paar dae, maar die 23 July 2009, vat ek die oggend van die ander merchant af, wat agter bly, in die agterkant van Hillview, vat ek van hom af, 2 kilogram tik, en ek vat 40.000 rand van hom af, Natessa. En little did I know, ek het die trek gehou, met wat die Here instoor het, en ek het vergeet van ouers, wat bid, wat gedurende op hulle knieë is, vir my. Ek dink, daar was voorskap vertel van die 40.000 en die 2 kilogram tik, wat ek afvat, kom het nou by my, Natessa, dat een dag, wat ek terwyl hulle gebedsuur het by ons woning, dat is op 'n Vrydag, kom ek in en die skote klapie buite agter my, ek kom in, ek hardloop om in die huis te kom, want ek wil nou die vuurwapen hê, maar terselfde tyd sê ek vir myself, ek kan nie my ouers wys, dat ek hou vuurwapens in die huisie, want dies manne en vroue wat hier staan, en dies mense wat die Here dien die binne, en terwyl ek inbeweeg, en ek kom uit, en ek hou die vuurwapen in my maag in, en ek beweeg uit, sê my pa vir my, jong man, kom jy, laat ons sommer die hande op jou lê, en hulle begin dit te bid vir my, en hulle begin dit te bid, maar my mind is opgemaak, en hulle moet nog klaar bid, ek uitkom hier, ja, plek my net so in die bloed, dat ek die covering moet het, van ek gaan nou hierdie manne, gaan ek nou hier buite aanvat, en die duivel print sulke krom, different dinge in jou gedagte, en terwyl hulle klaar gebid is, kom ek uit, en die skote klap hier buite, en hulle kan nou nie verstaan, wie is dit wat so skiet hier, maar ons het nou nie vir die jong man gebid, en ek dink by myself, kyk hoe sit ek nou weer die mense in die oor, maar ek wil vandag vir iemand sê, wat ingeskakel is, ek het aanhoudelik gehoor in die nachtelike ure, Natessa, hoe my ma en my pa 3 o'clock in die nacht, dan bid ek, dan hoor ek my naam, en sê, Here, ons bid vir Bradley, Here, ons roep vir Bradley onder die orde, Here, ons roep hom tot bekering, Here, ons bid dat al hierdie vyandinge tot die einde sal kom, dan noem hy ook, dan sê hulle, ons weet nie wanneer nie, maar op die tyd, Here, so ek wil vandag vir iemand bemoedig en sê, moet nie opgee op jou kinders nie, my ma het van 9 tot 12 jaar aan een gebid, en hulle nog nooit opgehou nie, om terug te kom na die 40.000 rand toe, en 2 kilogram tik, terwyl ek het afvat, tik ek vir my deur mekaar, en ek is soos 'n zombie, soos hulle sê, Natessa, en terwyl ek soos 'n zombie is, as iemand met my praat, dan antwoord ek om na 15 minute, want ek is deur mekaar gedwelm. Die mind kan nie focus. Hy kan nie sê, hy moet alles, ja, ek is deur mekaar gedwelm, en het kom by my dat, ek het nou hierdie manne so goed afgevat, ek moet nou defend nou, want ek het hierdie ding het ek alleen gedoen, so ek moet defend, en ek gaan huis toe, dit is nou hierdie middagure, so 4 o'clock gaan ek huis toe, ek sê vir myself, ek gaan my nou recht maak vir die nachtelike uur, van ek kan nie hierdie moeilikheid huis toe bring nie, van ek het ouers wat die Here dien, en die mense is bidders, ek kan nie die moeilikheid huis toe bring nie,
En terwyl ek my klaarmaak, so van 4 o'clock af lê op die kooi en 5 o'clock se kant, begin ek vir my klaarmaak die 23 July 2009. En terwyl ek vir my klaarmaak, hier van 5 uur af, vra my pa vir my, waar gaan jy? Ek dink ek maak vir my klaar om nou te gaan defend. Ja. Ek sê, meneer, ek saam met julle, soms ons woensdag per dag, ek gaan soms saam met julle, man, ek gaan kerk toe. En hy sê vir my, ma, Lona, nee, man, iets is verkeerd, die word het iets aangevang, die word het, nou wil hy wil spat. Ek sê, nee, ek gaan saam met julle, ek gaan saam met julle, man, het is daardie dag toe ek besef dat dit sal my laaste wees, wat ek die duiwel en sy dinge sal dien nie. Terwyl ek in die bediening kom, die 23 July, ek sal nie vergeet, is dit 'n reënerige woensdag aand, Here, en ek is in die bediening en die prediker begin, hy het net die skriflesing gesê, hy sê dat die Bybel sê aan die man van die Here, gaan af na die huis van die pottebakker, daar sal jy die meester vind, besig met 'n stuk klei, besig om iets te formeer, en die Bybel beskryf dat dieselfde stuk klei wat gemisluk het, het hy weer gevat en hy iets gevorm in 'n ewebeeld in. And that scripture related to my life. Because ek het gemisluk. Ek het groot geraak in die huis van die Here. Ek het opgegroei in die sonnaskool, in die jeug, in die Bybelklas het ek opgegroei. En 'n mislukking het plaasgevind wat gemaak het dat ek gaan seeking acceptance at the wrong places. Het ek gegaan om dinge buitekant te gaan soek waar dit nie vir my toepaslik in die wêreld, ja. En terwyl ek die dag die skripsie net hoor, Here, staan ek aan voor met trane in my oë en ek besef nie dat ek is voor U. Nou die skrif sê, if the Father don't draw you, you can't come. En die dag toe voel ek die krag van die Here, die aantrekkingskrag van die Here. Die Bybel sê ons was ver gewees en het ons nader getrek en het ons nader gebring met koorbande van liefde. En toe ek die liefde van die Here voel, bevind ek myself voor in die kerk en my ma kom by my en sy sê vir my, Brett, Here, ek is bly vir wat sy nou vandag doen, maar jy moet iets onthou, moenie die Here nou aanneem en dan wanneer na 2-3 dae dan wil jy die Here los. Ek bid vandag en terwyl my pastor wat vandag my pastoor is, Pastor Raymond Adams, hy lei my na die Here toe en in sy gebed sê hy, Here, I pray that this will be genuine, Lord Father, because hy het geweet die vis is 'n groot vis. Ons moet die vis by die Here hou. En die vis gaan nog versikker. Ja. Ek verstaan nie, ek sê vir die Here, ek vat vandag 'n bold step om U aan te neem. Baie mense sê hulle sien nou reg, maar ek weet in my hart dat ons sal nooit reg wees nie. But I took the advantage of this moment en ek het die Here gesê, Here, because ek het altyd gehoor, sê my pa, en ek bid altyd wanneer ek bid en dan noem hy die skrif wat sê in Isaiah 45:11 that we can command God according to the works of His hands. En ek sê vir die Here, ek vandag sit my vertroue in U. Ek weet nie wat is die toekoms vorentoe nie, maar hier vanaand af, Here, bid ek, Here, dat terwyl ek my lewe in U hande sit, Here, bid ek dat U die regte weë sal oopmaak, elke krompad, maak U reg, Here, elke hoogtes, bring U laag, Here, en U vul elke dal op in my lewe in. En dit is terwyl die bediening nou klaar is, alles is nou klaar, ek is op pad huis toe met my ouers. En terwyl ek op pad huis toe is, probeer die vyand weer. Terwyl ek by die huis kom, as die manne wat ek nou gerop het die oggend, dus die manne nou op hulle uiterste om vir Bradley nou dood te maak. Ek kom by die woninge en terwyl die manne hulle kom nou by my huis, hulle sien, van hulle nog gehoor het was aan my ouers weg kerk toe, en terwyl ek terugkom, sien hulle, hier trek die pa op en ek klim uit. En die manne skree, hulle vra, jy, waar is so goed? En dan moet ek sê, ek is nou by julle. Maar hulle kan nie verstaan nie, hoekom is die man so kalm nie? En die kalmte van die Here is oor my. En terwyl die kalmte van die Here so oor my is, gaan ek in, ek gaan haal die geld, ek het so 35.000 rand nog oor van die 40.000 rand. En ek het nog met sortie van die tik, het ek nog oor. Maar ek gee hulle die geld en ek gooi die tik in die water in wat so na voel lê, want dit was 'n reënerige woensdag. Terwyl ek die tik in die water in gooi, murmureer hulle redeneer, hoe kan jy aan die ding doen? Ek sê vir hulle van vandag af sal hulle nooit met die gemeenskap beïnvloed met dwelms nie. Van wat die Here vanaand vir my gedoen het in my bediening in die 23 July 2009 sal ek nooit weer terugkeer nie. En wat hy vir my kan doen, kan hy vir julle doen.
En terwyl ek nou daar staan, sê die een vir die ander, nee, hy lieg man, hy lieg. Hy wil so kop aan sit. Nee, hulle sê hy maak hom toe. Ja, hy sê hy wil ons toemaak. En terwyl die een vir die ander sê, wil ons toemaak, gewaar dat die een net die lot sê, nee man, ons gee hom 'n kans, ons kyk, so die kans wat hy eintlik gegee het, dink hy miskien hy die kans gegee, maar die Here het in sy hart opgebring om daai woorde te laat uiter, om vir die anders te sê, luister, ons gee die man net 'n kans. Nou so mense dink altyd ons is laybys. Dan sê hulle nee, ons gee die net so 3 maande. Ja nee. En dan dink hulle ons gaan val, maar vandag staan ek 11 jaar vir die Here. En ek dink 2 weke na ek nou by die Here kom, om net so weer 'n bietjie aan te raak. 2 weke na ek by die Here kom, dat is gebeur 'n ding wat ek voel dat die Gees van die Here toets my om regtig waar te kyk, is dit genuine. Jy moet weet die kans wat ek gehad het en goed het ek almal weggegee. Ek het alles ek het dit net weggemaak want dit is nie wat die Here wil hê nie, want as die Here 'n werk doen, dan moet hy volbrakte werk. Daar's die halve werk wat die Here doen nie. Hy doen hom een keer klaar. En daai aan die 23ste Julie toe verlos die Here my van tik, hy verlos my van heroin, hy verlos my van buttons, ecstasies, tagga, wyn, alles wat my ma van my gevra, hoekom doen sy alles wat rook uit jou mond het laat kom? Of sy wil net aboewies. En ek het nooit verstaan nie. My maat my gevra, ja, is die salesman. Hier kom 'n glad pastore wat wil hê sy met 'n kar verkoop. En so het aangegaan het keer, maar 2 weke na dit kom die aanval op my broer. En terwyl ek die Vrydag 1 Augustus 2009 staan ek daar in die pad in die Oudtstraat in Hillview en my seun kom met 'n operasie, 'n varse operasie, van hy het 'n strook gekry. Hy is 2 jaar oud. Nou my broer was baie lief vir my seentjie en hy sê vir my toe, Brett, ons gaan na jou rykie toe, maar hy sê vir my, dis halfpas 9, hulle slaap al, laat hy maar rus, en hy sê vir my, is fyn, dan gaan ek maar gou huis toe, en ek het nie geweet dat wat huis hy van praat nie, en terwyl hy beweeg na Tessa, gaan hy om sy vrou te gaan haal by die multipurpose center daar in Seawinds in, en hy kom by die multipurpose center, en daar is 'n karaoke, dans, effe daar, so, en sy vrou is daar, en onderwyl hy moet nou kom om sy vrouwtjie te kom haal daar, gewaar hy dat sy vrouwtjie en 'n ander dametjie is besig om woorde te hê daar met mekaar, en hy probeer die ding stop, maar terwyl hy die ding probeer stop, kom die man, die boyfriend van hierdie meisie, en hulle 17 man wat op 'n robspree was, en terwyl hulle op hulle robspree is, kom hulle toe af nou op hierdie sien hulle waar hy nou wil probeer hierdie ding uit mekaar haal van hulle twee wat woorde het en hulle ding toe. Hy vat nou sy vrou se pad en almal hierdie goed en hulle steek hom meer as 20 gatte steek hom in sy gesig. En hy keer dat hulle nie sy 2 jaar oud dogter op sy arm moet raaksteek nie. En terwyl hy keer dat hulle nie sy 2 jaar oud dogter moet raaksteek nie, slaan hulle hom 'n byl in sy kop en dit maak oop en hulle steek hom een in sy hart. En hy lê toe daar vir 45 minute lê daar en hy fight om aan lewe te bly en ons kry 'n oproep dat jou broer is gesteek en my pa kom en my pa sê vir my, hey Brett, ons gaan na Rendel is gesteek. Terwyl ons daar kom is hy nog aan die lewe en terwyl ons besig is om hom hospitaal toe te ras, maak ons dit toe nie om by die hospitaal te kry nog aan die lewe nie. Hy's in soos hulle sê dead on arrival. En hy sterf toe in die kar terwyl ons hom op pad hospitaal toe ras, 11th Avenue toe, en met eens is het amper soos alles in een stort. Die vyand bedien my, onmiddellik bedien die vyand van my, jy weet wie hy is, minigan. Jy weet wie hy is om 'n opdrag te gee. Daar is nog manne wat aan jou kant is en almal hierdie dinge bedien die vyand my, maar omdat ek ouers het wat die Here dien, het my pa my bemoedig. Hy sê vir my, Brett, all things work together for the good to them that love God. Alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. En terwyl die Here alles daarin beskik, halleluja, red die Here nog altyd. Om 'n lang storie kort te maak, die manne wat hierdie ding gedoen het, kom toe vry op hierdie saak. En die manne wat vrygekom het, majority van hulle dien vandag saam met die Here. Halleluja. Prys die Here. Nou wat sal gebeur, my broer? Halleluja. Wat sal gebeur? Nog getuies en werkers vir die Here.
Dis wat die vyand doen, want hy het geweet, die woord van die Here sê, I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but that day the enemy wanted to take them out, en miskien nog vir jou ook uitgehaal het, in een streek in, want hy het geweet wat die Here in store gehad het, vir julle almal se lewens. Wow, Bradley, ek weet, dit was in kort in jou getuie, want ek weet, jy het 'n lang getuie, so ek wil baie graag vir julle wat vandag na Bradley se getuienis geluister het, gaan like hom gerus Bradley Solomons op Facebook, stuur vir hom boodskappe, ek weet hy is, wanneer COVID oor is en alles, ek weet hy hou daarvan om uit te gaan, om in gangster geteisterde gebiede in te gaan, daar te gaan preek, hy is 'n evangelis, hy is nie skaam oor wat die Here vir hom gedoen het nie, hy gaan vir die naam en die saak van die Here, so as jy baie graag vir hom wil kontak, hy kan, ek weet nie Bradley vir jou kontak besonderhede wil los nie, jou nommer wil los nie, en dan Bradley, laastens, wat wil jy vir die een sê wat nou ingeskakel is, vir die mamma, wat daai en oud is vandag, wat op haar einde is, wat sê, ek weet nie meer wat om met my kinders te doen, ek weet nie wat om met my seuns te doen nie, wat in gangster is en vastgevang is. Ja, dit is al wat ek wil sê na mamma wat vandag ingeskakel is, wat miskien sit op moedsverlore vlakte, dat my maat nie opgegee op my nie, my maat aanhoudelik gebid, my maat die aangesig van die Here gesoek, nag en dag, en ek is 'n produksie van gebed, as net gebed wat sake kan verander, die kind van jou wat op dwelms is, wat besig is met gangsterteisternis, ek wil vir jou vandag bemoedig, mamma, moenie moed opgee nie, dis jou kind, jy het die kind in die wêreld gebring, die moment jy daardie kind afskryf, is wanneer die vyand hom opskryf, so ek wil vir jou vandag bemoedig, mamma, moenie die kind afskryf nie, staan hom by tot die bitter einde, en in hierdie lewe, die justice system fail us, but God will never fail us. Ek wil vandag vir 'n jong man wat ingeskakel is, miskien wat hierdie kyk-program saam met sy ouers, wil ek sê dat wat die Here vir my gedoen het, kan nie vir jou doen. En as genuine dat God is 'n waarmaker van sy woord, hy is wakker agter sy woord om dit te volbring. Ek wil jou vandag bemoedig dat die Here kan nog wonders doen in jou lewe. Die Here seën. Amen. Bradley op kontak besonderhede. Dis 078 935 2959. 078 935 2959. Wees vry om met te skakel, die Here seën. Amen. Baie dankie Bradley dat jy jou getuienis kom gee en bly ingeskakel, want volgende week is dit deel 2 waar Bradley gaan vertel hoe die Here hom genees het van COVID-19. Dit was dan hoe mense en ons stories. Baie dankie Bradley. Bless you.